Jaco, luister wat hierdie werkgewer sê. Ek het 3 werknemers. Hulle word vervoer met die maatskappy se voertuig van 'n optelpunt in die oggend tot by die werk. Een van die werkers het langs die bestuurder gesê dat hy is lus om 'n vuurwapen te koop en iemand te skiet. Nou weet ons nie hoe om die saak te hanteer nie. Teen wie is hierdie dreigement? Is dit teen die drywer wat ook dan die toesighouer is, teen die werkgewer wat ek is, of is dit in die algemeen 'n dreigement teen die publiek? Ek sal graag wil weet. Dit is nogal 'n moeilike een, aangesien mense nie die konteks verstaan van waar die dreigement gemaak is of teen wie die dreigement gemaak is nie. Uit die aard van die saak is mense uit die konteks kon aflei of uit die drywer se getuienis kon aflei dat dit teen die drywer self of teen 'n mede-werknemer of teen die werkgewer self gemaak is. Dit uit die aard van die saak wangedrag. Jy kan nie dreigemente teen 'n werkgewer of teen mede-werknemers doen nie. So dit sou teen die kode wees en dit sal waarskynlik tot ontslag lei. Indien dit teen in die algemeen is dit 'n bietjie 'n moeiliker vraag. En dan gaan mense half moet kyk of hierdie ou ernstig was en of dit half jou vertrouensverhouding teen hierdie ou aangetast het. En dan kan jy dalk op grond van dit sê die werksverhouding is vertroebel omdat jy hom nie kan vertrou en jy weet nie of hy iemand gaan doodskiet nie. Maar dit sou 'n bietjie moeiliker wees om daai saak te bewys as wanneer jy kan bewys dat dit teen iemand in die werksplek was. Die feit dat so iets in 'n kajuit van 'n voertuig plaasvind wat net 2 persone is, daar ook natuurlik nou die bewyslas om te sê om te bewys die ou het wel so iets gesê. Korrek, en daai drywer sal kom tog getuig daaroor. So dan is nou maar wie glo jy? Maar binne die konteks van die tye waarin ons lewe, moet ons aanvaar 'n werkgewer kan baie ongemaklik voel hieroor. Absoluut. En besorgd voel daaroor. Absoluut. Sou jy aanbeveel dat hy ten minste in gesprek gaan met so 'n werknemer om vas te stel hoekom hy so 'n opmerking maak en aan die hand daarvan 'n besluit neem? Ja, ek dink dit regverdig ten minste 'n ondersoek om vas te stel wat hy bedoel daarmee. En hoekom hy dit gesê het en van daar af dan 'n besluit neem om vorentoe te gaan.